Hartlik baie welkom by Realisties. Bietjie speel op woorde, maar my naam is Rias. Hoop jy het 'n wonderlike tyd. Onthou baie belangrik. Klik share, subscribe, los 'n comment as jy vrae, antwoorde of teleurstellings het. Hierdie is 'n nuwe idee, 'n nuwe gedagte en ons moet aan die gang bly. Ongelukkig kort ons dan comments, likes, shares en dit kan nie net my ma en my vrou wees nie, so ons gaan asseblief vra dat jy ons sal bietjie tegemoet kom en dan as jy voel jy wil bietjie borg, help, donasies is altyd wonderlik. Ons vra nie vir betaling nie, ons vra vir donasies want dit voel klein bietjie beter of nie. Maar dis een van die goed wat ons van gaan praat by Realisties en ek hoop miskien gaan daar nou 'n intro speel. Soos gepraat is hierdie die heel eerste episode van iets wat ek al lankal wou gedoen het, maar ek het nou eers die bravado gekry om 'n klein bietjie mense. Ek weet nie of ontstel die regte woord is nie, want ons moet begin dink. Want as jy praat van gedagtes en jy praat van jou lewe, is die een slegste ding wat ons kan doen, nie te dink oor alles wat ons oor moet dink nie, net te sê, ag, weet jy wat, dit is maar so. So ons gaan doen wat mense nie by 'n braai moet doen nie, ons gaan oor politiek, kerk en geld praat, en miskien skoonmaas ook, maar wees veilig. Die idee is om oë oop te hê, gees oop te hê, kop oop te hê, en te sê dat gedagtes maak ons minder dom en meer lief. So, sit bietjie terug, het gaan nie te lank wees nie, hou uit. Ons gaan kyk na 'n paar goed wat in die wêreld aangaan. Ons gaan realiteitscheck hê, ons gaan bietjie kyk na rigting, ons gaan bietjie reageer oor 'n paar goeters, ons gaan raad gee wat jy nie voor gevra het nie, en dan gaan ons 'n radikale gedagte aan die einde hê, sodat jy bietjie kan luister, maar ek dink jy sal vorentoe kan skiep as jy regtig ontsteld wil raak. Maar vir eers, kom ons begin by 'n realiteitscheck. Dis om te kyk dat wat is alles om ons aan die gang? En oor wat praat ons, en wat sukkel ons, en as jy nou hierdie naweek gaan braai, is 'n heel moontlike paar goed wat jy oor gaan praat, Amerika, Israel, Rusland, Steve Hofmeyr se show wat nie gebeur het nie, wat ook al dit mag wees, is politiek een van die groot goeters. So in die realiteitscheck, hoe kyk ons daarna? Trump hulle het vir mekaar geboodskap oor Signal, soos ons maar op alle WhatsApp groepies doen, ja, jy weet wie hy is, ons almal het hulle paar goed gesê wat ons nie moes nie, en so vinnig gedelete, tot die beste van jou vermoë, en ewe skielik is almal kwaad, maar oor die algemeen, sodra ons iets van politiek sien, dan raak ons ontsteld. Of jy praat uit, jy bly stil, of jy probeer so vinnig as moontlik aan die nuwe liefdeslewe in Bobby van Jaarsveld se huis, ek weet nie. Dit raak ingewikkeld en dit maak ook mense teëstaan baie kwaad. So wat sê ons oor die politiek? Sê, ek weet nie, kom ons kyk nie internasionaal nie, kom ons kyk na ons buurland en sê, o, liewe genade, wat is daar aan die gang? Want as jy op TikTok gaan, of jy op Instagram gaan, dan lyk dit maar bietjie rof. Groot stemme daar buite wat 'n klomp goed sê. En dit het my laat dink, is dat as enige van ons al ooit Monopoly gespeel het, is dit uit en uit wat op sosiale media aan die gang is. Dis een groot Monopoly spel en daar's altyd die een ouetjie wat almal kwaad maak en huise steel of bietjie by die bank vat. Die bankier self is besig om geld iewers heen te smokkel om sy, amper sê ek Olaf Palme laan om daar sy daai ryk blou huisies te koop en wie weet hoe het Gert daai tipe geld in sy lewe gekry. So ons is so besig met die wêreldse kyk dat ons gaan outomaties in daai idee in is van, o gits, ek moet gou vir, en ek moet dit, en ek moet my politieke standpunt, en liewe ouers, ek kan dit nie meer nie, ek wil nou na een of ander service toe gaan en vir my steak and kidney pie en haasiemelk gaan koop. Nou as jy nie weet wat haasiemelk is nie, ek sal aan jou dink, maar kom en daar sal vra, wat is haasiemelk, Rias, en ek sal vir jou daar verduidelik. Maar dit voel soms so. Ek weet nie wat om met die politiek te doen nie. Die wonderlike ding is, mense al awesome. Jy lewe van geloof, en die wonderlike ding is dat Jesus was nie baie bekommerd oor politiek gewees nie, hy was baie bekommerd oor mense gewees. So as jy vra wat moet ek doen oor die politiek, kan sê, bid vir die politiek. Kom ons fokus op wat se verskil ons regtig kan doen. So, jou buurman, belangrik. Maar daar is ware vrae, soos is Trump 'n goeie president of nie? En dan 50% sal sê jy's reg, en 50% sal sê jy's baie verkeerd, en dan daar sal een persoon wat nie in die persentasie is nie, maar weet jy wat, ek dink eintlik dat die sosio-ekonomiese toestande van die huidige internasionale politiek is besig om ons almal se gedagtes te werf na sekere punte waar ons ophou dink, of te veel dink, maar die uiteinde beteken dit niks. Ja, en daar kan ons vir ewig aanhou, want dis asof ons breins besig gehou word deur 'n verskriklike klomp woorde en ooms en tannies wat besig is om goed te sê, en dit maak eintlik vir my saak nie, en ek sê half, vir daai geraas, skit hom bietjie, gooi hom weg, dan gaan jy terug na die oorsprong van vrede toe, want jy gaan nie vrede en jy gaan nie antwoorde kry by 'n Trump of by 'n Biden of by 'n Canada wat nou aggressief oor hulle bewers wat damme bou is nie. Dis 'n wonderlike storie om as mens dink aan politiek en dat ons aanbeweeg is dat in Canada, waar vooral wou hulle dam bou, en die budget was 1.5 miljoen Canadese pula, nee, dis dollar of iets, jammer Canada, en
daar was toe vergaderings van ons 'n plantjie en hulle kon nie toe dit doen nie en hulle vat 'n jaar of so bietjie om nou hierdie ding goed te keer om die dam te bou en die 1.5 miljoen is goedgekeur en toe hulle by die dam kom toe die bewers het klaar gebou. So dis alles oké. Al diep asem. Jy gaan oké wees. En dan bring ons by nog 'n minder kontroversieel en is kerk. So jy sien ons beweeg vinnig want ek weet almal se aandagspan is soos dit van 'n goudvis, alhoewel hulle besef dat 'n goudvis eintlik baie lank kan onthou. Is dat ons sit met hierdie goed wat ons praat politiek, ons beweeg weg van dit, dan ewe skielik sê iemand, het julle gelees wat die NG Kerk gedoen het in Namibië? Kan julle dit glo? Hulle het weggebreek van die NG Kerk af en dan sê die NG Kerk, nee ons het nie. So wat het hulle dan nou gedoen? Nee ons het weggebreek van die vergadering, soos wat julle bymekaar kom. Ja, maar net elke 4 jaar se vergadering. So wat het julle gedoen? So, ons gaan nie meer elke 4 jaar saam bymekaar kom. 4 jaar, weet julle hoe lank is dit? 4 jaar terug het ons net klaar gemaak met COVID dink ek. Toe het ek weer begin baard groei, wonderlik. So dit het gebeur en NG Kerk in Namibië en julle kan gaan bietjie lees het besluit dat hulle eerder wil terugbeweeg as ek dit reg verstaan, maar as jy nie met my saamstem nie, comment daarso, subscribe so en share dat as jy weer nie met my wil saamstem nie, dan kan jy later ook. So hulle besluit ons wil eerder terugbeweeg na die Raad van Kerke idee toe dat ons bepaal en fokus op ons eie opleiding en ons eie teologie en wat die Here vir ons sê en ons gaan meer skrif getrou wees waar ek dink Suid-Afrika dink nog steeds hulle is skrifgetrou, maar van die gemeentes gaan ook skuif. So ewe skielik is daar hierdie rolspel en dit is baie moeilik dan om te verstaan wat aan die gang is, want ons verskillende stemme wat gebeur en as jy in 'n NG Kerk is, dis belangrik om te lees, is belangrik om te weet dat die gemeente wat jy in behoort, glo die sekere. Die wonderlike ding wat ek moet sê van die NG Kerk en ek weet party ouens gaan dit teen my hou of vir my hou is dat hulle sê ook die plaaslike gemeente is die kerk. So jy as gemeente en weer ons sit hier in Suiderhof gemeente se gebou, hulle is ten volle kerk en hulle glo ten volle in die Here en hulle sê maar hierdie is wat ons glo. So Namibië beweeg in 'n plek om te sê ons lyk anderster, dink anderster. Party dink nou nie anderster nie of dink so, maar hulle is dan nou by dies wat anderster dink, so gaan ons dan saam of nie saam nie. Dit is 'n verskriklike ding mekaar ding en ek weet nie wat om te sê nie want wat nou? So weer eens politiek, skud die blik, sit dit daar, ons het die inligting, onthou data het nie 'n opinie of emosie nie. Nou wat ons doen is ons kyk na die data en ons sê, Here, wat? Want baie van ons vind onsself in 'n NG Kerk en party net buite, party bid en party wonder en ons kinders is miskien daar en so moet ons beweeg na 'n punt waar ons kan sê dat enigiets wat oor ons pad kom, hanteer ons op 'n sekere manier. Ons toets als behou die goeie. Die goedheid word gedefinieer deur God, nie deur mens nie. So vra vir jouself, hierdie wat aan die gang is in die kerk, en dit is interessant, as jy sien die tyd wat die ouens gevat het, en ek het al gesê, dit was baie lang gewees, ek dink soos 3 jaar, wat die NG Kerk in Namibië gesit het en gekontempleer het oor dit, nog steeds nie mense wat 100% saamstem, en dit sal altyd wees, jy moet meer versigtig wees as almal saamstem, as daar party mense nie saamstem nie. Hierdie tipe goed gaan gebeur, want mense begin lees en sien anders deur die woord van God in die wêreld geïnterpreteer word. Wat gevaarlik is, maar ook terselfdertyd, lees ons dit reg? Het ons dit nog altyd reg gelees? Het ons verkeerd reg gelees? Lees ons dit soos die ouens het gelees het toe hulle dit die eerste keer gelees het? En hoe baie grade moet jy agter jou naam hê om nou regtig die woord te verstaan? Is moeilik. Maar die wonderlike ding is die vertroue in God is groot. So ons gebeure gaan uit, wat in die NG Kerk gebeur, ons hou ons oor op die grond. Dis sien eerste episode is verskriklik baie woorde, verskriklik vinnig, maar ons gaan stukkie vir stukkie bietjie kyk hoe kerk en op sigself besig is om te skuif en hoe ons daaroor moet dink en wat ons daaroor moet dink. Maar die uiteinde is dit, jy is verantwoordelik vir die liggaam van Christus om uit te gaan en te gaan wees wat hy moet wees, want jy is die liggaam van Christus. So die gemeente waar jy jouself vind, maak seker wat die gemeente glo, verseker of hulle woordgetrou is, of hulle veilige plek is, of hulle 'n plek is wat glo in die verspreiding van die evangelie van Jesus Christus. En dan gaan jy en jy gaan veg bietjie, gaan skuur bietjie oor, wat is die goed wat ons wonder oor? Wat is die vrae wat ons moet vra? Wat is die stories wat dan vertel kan word deur die woord van God? So vandag gaan ons hier geld se praat nie, want ek dis nie baie goed in geld nie. Klaarblyklik moet jy spaar en klaarblyklik moet jy belê en klaarblyklik moet jy verantwoordelik met dit wees, maar tot daardie punt sukkel ek nog steeds. So as jy enige antwoorde vir my het of enigstens saam wil kom praat oor geld en hoe ons moet oor geld praat, asseblief comment hieronder, subscribe, share. Miskien is daar iemand slim in finansies wat my kan help, want ek sukkel. Al wat ek weet, Bitcoin het geval klaarblyklik, Tesla het geval klaarblyklik. Dit klink half bekend of mens nie kan vertrou op die ekonomie nie, maar jy kan net vertrou op die Here. So dit is wonderlik, spaar asseblief en sit geldjies weg vir jou ou dag, maar verstaan ter alle tye dat as ons gaan vertrou op God ons hele lewe, maak nie saak wat dan met die ekonomie gebeur nie, ons vertrou bly nog op God, maar jy moet verantwoordelik wees met jou geld, soos in die ou dae, gee jou 10de,
Weer eens, ons vra nie vir geld nie, maar as jy miskien comment, dan sal ek jou, of stuur vir my boodskap nie. So, gee jou 10de, belê 10, nee, belê 20, gee 10, spaar 10, belê 20, nou weet ek wat my wiskunde is nie, en dan 60 kan jy gebruik. Weer eens, so dit nie al die antwoorde hier by realisties nie, maar nie te min, geld is moeilik. As het maklik was, het ons almal Prado's gery. In elk geval nou, tyd vir rigting beweeg. En hier soos waar ons nou 'n bietjie dieper in gaan, en as ons nou dink, van wat is die doel van die hele alles wat ons hier vandag doen, is om 'n sekere ritme te kry. Want die wêreld is nie veronderstel om jou ritme te bepaal nie. As jy kyk na 'n liedjie, as jy op 'n klavier gaan sit en jy speel 'n klomp note, gaan dit nie eintlik iets beteken nie. As jy daai note in volgorde sit en op 'n sekere tyd sit, gaan dit pragtig wees. Wat die wêreld doen is, die wêreld gooi jou met soveel note, so wat jy moet doen is, jy moet sê, die rigting wat ek moet eerstens kry is om daai ritme reg te kry, die note in die regte volgorde te sit, en dan te sê, kom ons speel dan hierdie. En nou, baie belangrik. Jou rigting is nie 'n tool nie. Jou rigting is nie 'n hamer nie, of 'n skroewedraaier nie. Dit is meer soos 'n instrument, dis meer soos musiek. Jy gebruik nie musiek nie, jy gebruik nie 'n instrument nie. Jy speel op 'n instrument, jy maak musiek, so die ritme in jou lewe word gemaak. En so bepaal daardie rigting waartoe jy gaan, maak sin. As ek wil Swakop toe gaan, is my rigting wes. So in dieselfde ding is dat as jy al die informasie het, al die goed wat jy deurgaan, asseblief, kom ons eerste episode, kyk na ons ritme, want dis die moeilike ding as ons kyk na rigting, is dat bepaal eers die ritme, bepaal daai manier wat jy, die informasie wat jy kry, hanteer, en dis nie eenvoudig nie, maar dit is ook eenvoudig, prioritiseer, wat is eerste belangrik? Die wil van God, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied. Van daar af, begin val goeders bietjie anders in plek, want daaglikse brood is belangrik. So elke nou en rus is verskriklik belangrik. Maar kom ons begin kyk anderster na ritme, soos baie stemme wat uit in die kuberwerf gaan, mis ons baie keer bietjie goed, want ons fokus so op iets wat nie eintlik saak maak nie, maar as jy weer sien, dan aan die einde van die week, dan kom hy screen time vir die week op, as jy nou Apple het, en dan sê jy vir jou 9 ure 'n dag is bietjie baie, en as ek sê, hey, hoe weet jy nie, ek is besig om Bybel te lees in daai 9 ure in die Apple, en dan sê iPhone, haha, ek weet wat jy doen. Ritme mense, dit is eintlik so brood eenvoudig, maar ons maak dit so ingewikkeld. Nou, kom ons reageer. Dis wild. As jy die nuus gekyk het, sal jy gesien, daar's 'n klomp goed wat gebeur het en nie gebeur het nie, en wat in die gang is. Soos kyk na goeie soos die Israel en Oekraïne en al die oorloë wat in die gang is, die ouens wat gebom word van Amerika se kant af, en dan ook in Amerika wat jy nou sien, die regters is besig om Trump aan te val. Jy sien in plaaslike nuus het ons 'n nuwe president, wonderlik. En die idee van hierdie afdeling is om te sê dat daar gaan iets gebeur elke week of elke tweede week of elke derde week wat bietjie gaan uitstaan. Hoe reageer ons teenoor hierdie nuus? En dan moet jy self baie wat met herbou word, almal is negatief of almal is positief. Die reën is so wonderlik, maar nou is daar skade. Daar's soveel goed wat ons op fokus in die nuus. En nuus is belangrik. En die ou dae het altyd gesê, jy moet preek met 'n koerant in die een hand en die Bybel in die ander kant. So nuus is belangrik, en hoe jy daarna kyk is belangrik. So die uitdaging dan van vandag is om te sê, is dat as jy jou nuus gaan lees, luister, waar ook al jy dit mag hê, is dat soek ter alle tye die waarheid, voor jy dit versprei. Onthou 60% van alle statistieke is opgemaak. Nou vra jy vir jouself, nou is daai 60% se statistiek ook 60% opgemaakte statistiek? Ja, jy is reg, Susan. 100% R50 vir jou, want dis wat gebeur. Nuus word vertel uit die persepsie van die persoon wie die nuus skryf, en ons mis dit baie keer, want ons besef nie al die aandag wat in daai spesifieke woorde gesit word nie. So besef altyd, dit wat jy sien en dit wat jy lees nie 100% die waarheid is nie. So gaan soek meer bronne. Dit is ons verantwoordelikheid as gelowiges om nie net een storie te lees en dan gaan ons op Facebook en WhatsApp en versprei die woord nie, want die dag wat jy in die waarheid moet versprei, dan is almal soos, ja, okay, seun, maar laas het jy vir ons gesê dat 30,000 olifante Amerika toe geskip gaan word, want Trump wil, ek weet nie, 'n museum bou. Hoe moet ek nou vir jou luister? So baie belangrik is dit wat inkom, verwerk dit, oorweldig dit met die waarheid, en gaan dan uit. Eintlik baie eenvoudig, maar dit gaan moeilik raak, moenie bekommer nie. Daar sy. Nou, beweeg ons vinnig na raad wat jy nie voor gevra het nie, gaan stap 'n kilo. Ons almal weet, bietjie te veel breadsens geëet in die vakansie. Gaan stap 'n kilo 'n dag. As jy nie met my saamstem dat dit goed is vir jou nie, wel, gaan stap 'n kilo en dan raas jy met my in die comments. Is ongelooflik, né, as jy dink aan dit. Dat om 'n kilo te stap 'n dag klink
of verskriklik baie of nie so baie nie, maar die wiskunde agter 'n kilo 'n dag stap. Raad wat jy nie voor gevra het nie. En wat jy sê, Marias, wat het dit met enigiets uit te waai? Dit het alles met alles uit te waai, Karel. Ek kan nie vir jou verduidelik nie, want Jesus het baie kilo's gestap. En is iets wat ons vergeet. Jesus het baie met mense geëet. Dis iets wat ons vergeet. Ons gooi van hierdie klein stukkies weg van Jesus se lewe wat ons dink dit is nie so belangrik nie. Gaan stap 'n kilo en dan sê jy vir my hoe dit nie belangrik is nie. Gaan stap elke dag 'n kilo vir 'n jaar en dan gaan sê jy vir my hoe dit nie belangrik is om 365 kilo's te stap nie. As ek vandag vir jou sê, ek wil graag hê jy moet swak op toe stap. Jy sê vir my, Rias, jy's belaglik. Nou ken mense wat dit baie doen met fietsse ook wat vreemd is. En ek sê vir jou wel, hoe dink jy gaan jy voel as jy daai pad gestap het? Nee, ek gaan seker moeg wees en ek gaan baie kilo's verloor en dis nie wat ons vra nie. 'n kilo 'n dag. 'n kilo 'n dag. Vir daai uitdaging as jy dit nie wil hê nie, dis nie raad wat jy voor gevra het nie, maar as jy wonder en jy verveeld is en jy so 'n tydjie op jou hand het, dis nie lank nie, gaan stap 'n kilo, 500 meter soontoe, 500 meter terug, aan die einde van die jaar gaan jy 365 kilo's gestap het. Jy kan dit met push-ups doen, jy kan dit met sit-ups doen. Ek gaan net dit vir jou sê nie. Gaan stap 'n kilo en dan as jy sommer besig is om 'n kilo te stap, gaan luister vir daai kilo. 'n Audioboek of 'n Bybel. Eenvoudig, maar ook so moeilik, Rias. Nou, 'n ander afdeling by ons is radikaal. Nou hier wil ek nie te veel mense in die begin ontstel nie, maar dis iets wat ons na toe moet beweeg is om te sê, weet jy wat? Ek moet meer radikaal wees, want die teenstand wat ek moet hê is ek nie besig om te kry nie. Ek stem baie saam en ons ken nou ding van 'n klomp ja-broers by mekaar, maar dit raak nou aanvaarbaar om radikaal te wees, maar ook nie aanvaarbaar om radikaal te wees. Jy moet op die regte plek radikaal wees, soos om konservatief te wees. Jy moet op die regte plek konservatief wees, maar jy moet op die regte plek liberaal wees. En so kan daai rympie aangaan as jy net en die radikale mense is die mense wie die weg volg. Om te sê dat dis waartoe ons op pad is en dit word bepaal deur die rigting, deur ons tempo, deur die Here en as ons sekere informasiestukke kry, dan moet ons radikaal dink en ons moet ons denke aanpas deur die weg en nie deur die invloed van buite af nie. Daar's soveel radikale goed daar buite wat mense kwytraak in die naam van. So die idee is om 'n bietjie na dit te kyk en te sê, nou maar wat is dan nou eintlik radikaal? So radikaal gedagte nommer 1 vir die heel eerste episode is om te sê, lees jou Bybel. Dit elke dag. Amazing, kan jy dit dink, dat hierdie radikale idee my so ontstel, dat ek nou Instagram of waar ook al gaan en vir almal gaan vertel van realisties en gaan sê, gaan kyk hierdie belaglike ding, want hierdie radikale gedagte van lees jou Bybel is gedeel. Jy het so nou dink, daar 'n grappie, Rias, dit is nie 'n grappie nie, as jy regtig gaan kyk na hoe min ons Bybels lees, en ek werk met kinders en tieners, mense vra vir jou tienerkind om Maleagi 3 vers 5 te gaan opsoek, hulle gaan homself doodsoek. Melchisedek 7 vers 8, en jy sê, Melchisedek 7 vers 8, en gaan in jou Bybel, jy soek Melchisedek 7 vers 8, en hulle kry hom nie. Moontlik gaan jy hom ook nie kry nie, want dit is nie in die Bybel nie. Dit is 'n karakter in die Bybel, maar dit is nie 'n boek in die Bybel nie. Wat? Melchisedek, wie was dit? Ek wonder, is dit soos Handelinge 4 vers 5, daai karakter, wie is hierdie ou wat julle van praat? Nou, sien julle wat ek sê, radikale gedagte is, leer jou Bybel, want aan die uiteinde, die plek wat jy na toe gaan terugkeer is, die Bybel. As ek sukkel met enigiets, moet ek nie ChatGPT of Apple AI of lang lys nie, ek moet terugkeer na die woord van God, en dis 'n radikale gedagte, want daai is 'n baie ou boek, Rias, en daai boek verstaan nie die lewe wat ek deurgaan nie. Die beginsel is nog steeds relevant, wees lief vir jou naaste, wees lief vir God, staan vir wat reg is, gaan lees jou Bybel. Nou as jy dink dit is nie radikaal nie, vra ek vir jou, hoeveel dae het jy al geskiep? Hoeveel? Dit is radikaal. As ons weet die waarheid, die beste gids vir ons lewe is in ons hand. Die enigste ding wat ons gaan red is in ons hand. Hoeveel meer tyd sal ons aan dit spandeer? Wow, breek my brein. Ek wonder as mense dit net miskien vroeër gedoen het. Maar ek is skuldig en dit ek dink meeste van ons is, dat ons nie altyd wil nie. Dit is maar 'n moeilike boek en daar soveel vertalings, Rias, en dan tel ek nog van die vertalings af wat soos 'n storie klink en dis ongelukkig wat gebeur, en hier kom ons nou by dit, is dat daar kom dan stories uit, wat met die agenda kom van, weet jy, ons wil jou lus maak om die Bybel te lees, so kom ons kyk saam na, ons kan 'n paar name noem, House of David, Chosen, liefdevolle mense, gaan nou die mense nie, gaan nou die gedagte dat, okay, Jakobus is krippel in Chosen, Okay, daar word 'n paar goed gesê en gedoen, ek sien dit nie in die Bybel nie, maar dis so, wow, kyk, House of David en die oorlog en die alles, en wow,
En hulle sê self, die idee is nie om die woord van God te wees nie, maar is om mense te lei na die woord van God toe. En nou, is wel bietjie van 'n vaslê plek, is gegewe, dis entertaining. Dis nie die woord van God nie, en as die voorbeeld wat 'n ou gebruik is, dat jy jou oupa jou hele lewe geken het, en is die wonderlike storie van jou oupa, en jy vertel vir almal die storie van jou oupa, en jy skryf 'n boek oor jou oupa, en 3 generasies of 10 generasies later, maak mense 'n storie van jou oupa, maar waar kry hulle, hoekom is dit nie my storie van my oupa nie? So daar is seker iets wat ons sê in dit, so dit is hoekom, weer eens, gaan kyk dit, dis Hollywood of wat ook al jy wil noem, die geld is daar, en dit is, ek dink daar is ongelooflike dele in dit, maar is die woord van God nie, dadelik moet jy kan sien, hierdie is wat waar is, en voor die tendens daar, die radikale gedagte dat die woord van God is verskriklik belangrik, en oor dat die storie van Jesus is, en die storie van God is 'n heilige ding, nie die boek self nie, maar die storie in dit, maar die Bybel ook in op sigself, gee vir ons hierdie waarheid, so alles word gemeet onder dit, en hierdie meet nie op dit nie, dit self, okay, maar ons sien dat jy die Bybel lees, maar dan terselfdertyd, kom ons sit net 'n bietjie by, kom ek doen net, en ons doen dit in ons lewens, want ons gebruik nie die Bybel as hierdie maatstaf nie, die woord, don't be blond, die maatstaf deur wat ons lewe meet, so meet alles met dit, self stories oor die Bybel, of stories wat van die Bybel afkom, en ek het daai Matthew, the Gospel of Matthew, met my ou VHS kaset, stikkend gekyk, en hulle het soveel as moontlik probeer, naby bly, aan die woord, maar terselfdertyd was die karakters maar redelik baie Europees, moenie my skiet nie, ons moet hierdie goed bewus wees van. En dat daar is wonderlike goed daar buite, en ons goed wat met baie goeie hart en hoop gedoen word, maar terselfdertyd kyk ons na die woord, en ons kyk na hierdie, en ons sê, weet jy wat, lees my Bybel. Ek moet my Bybel lees, kyk die storie, lees jou Bybel. Praat saam met mense, lees jou Bybel. Dis wat ons nou na refleksie toe gaan, is dat in hierdie hele pad, hopelik, as ons genoeg likes, shares, subscriptions, comments en so het, ons kan aangaan met die idee van ons 'n lyn wat getrek moet word, dat ons moet realisties oor onsself wees, en oor ons wêreld wees, ons moet rigting in druk, ons moet reageer oor wat in die wêreld aangaan, ons mag nie stil bly nie, ons moet elke nou en dan 'n kilo gaan stap, net om asem te haal en gesond te wees, gesonde liggaam, gesonde siel, dis daar vir 'n rede, stap 'n kilo, ons moet radikaal begin dink, te begin eerstens met die woord van God, en dat dit ons lei om radikaal te lewe, en dan moet ons reflekteer oor hoop. Dis 'n mooi storie, ek staan by die skool, wag vir my kinders om uit te kom, maar kom 'n graad 1 seentjie aangehol na my toe, 'n mannetjie het spoed, en hy kom briek so half, jy weet my so, as hulle so kaalvoet so op daai teer, jy voel sommer daar, so sit 'n dubbeltjie vas, en hy kyk en hy sê, oom, ek sê, ja, seun, seker dat David Goliat oom, ek sê, oom is mos die oom wat sing oor hoop, ek kyk hom so, nee, seun, ek dink daai is oom Joe wat jy van praat, sê, nee, maar oom het dan 'n baard, ek sê, ja, ek het 'n baard, maar oom Joe het 'n ander baard, wie? Ek sê, ja, oom Joe Black. O, ja, hy sing van hoop. Ek sê, ja, hy sing van hoop, seun. En hy sê, maar, sal oom vir hom sê, ek like sy songs oor hoop. Ek sê, hoe weet jy, ek ken vir oom Joe? Hy sê, oom moet oom Joe ken. Ek sê, hoekom ken ek oom Joe? Maar oom het 'n baard. En ek sê, dis reg, ek sal vir hom sê. Is die mooie storie van, as ons kyk na ons lewens, die goed wat ons doen, is dat die kleinste mensie, hoor 'n storie van hoop, van 'n oom met 'n baard, wat sing oor hoop. En ons kyk, niemand is perfek nie. Niemand onthou 100% nie, al wat ons onthou is hierdie ou te baard gehad. En jy kom en jy versprei die hoop, en jy maak 'n ouer oom se dag, amper noem ek myself oud. Oef, mense, is wild. En jy sien hierdie storie van, maar julle moet, want julle praat hoop, leef hoop, groei baard. Ons moet beter. Ek dink ons moet 'n gemeenskap raak van mense wie ons na toe kan kom en sê, jy's mos die ou wat praat oor hoop, en ek is die ou wat praat en sing oor hoop. En jy weet jy wat, ja, ek ken nie ander mense wat praat en sing oor hoop. Weet jy wat, ja, ek spreek hoop, daar waar ook al ek gaan. Al is dit nie soos die wêreld wil hê, of soos jy altyd saamstem nie, hoop lyk anderster. Hoop is nie fluffy nie, hoop het soms dorings, en hoop het soms moeilike goeters, maar ons weet die moeilike maak jou sterk. En vir afsluit met dit, dat episode 2 sal ons bietjie meer in pertinente goed ingaan, maar onthou altyd, dat jy realisties moet wees, en dat die Here jou rigting moet bepaal, en as 'n klein bietjie asem kan haal en 'n bietjie stadiger kan praat. So dis die idee, en so hoop jy stap 'n lang pad saam met ons, as ek eendag die dag my baard op my enkel hang, my vrou my al lankal geslaan het as gevolg van daai lang baard, is dat mense nog steeds dieselfde bly, ons is nog steeds realisties oor wat ons mee besig is. En ja, ons is heilig, want Jesus is heilig, maar ook ons is mens, en ons moet elke dag beter, elke dag groei, elke dag vorentoe.
En mag jy dan met daai wonderlike wete 'n lekker stukkie chocoladekoek gaan eet, want ek dink die lewe is 'n klein bietjie beter met 'n sjokoladekoek. En interessante gedagte is dat jy sien nooit iemand of is nooit 'n motorfiets buite sielkundige se praktyk nie. Ek wonder nogal oor daai en iemand het dit nou vir my gesê. Ek het lanklaas iemand hartseer gesien wat 'n sjokoladekoek eet. Roomys baie mense wat roomys eet en huil. Nooit met 'n sjokoladekoek nie. Ek het baie min mense gesien wat nie glimlag op 'n motorfiets nie. Ek weet daar's miskien iets anders. Miskien op die golfbaan, maar ek weet nie van daai nie. Miskien as jy besig is om die Comrades te draf, maar nietemin gaan doen dit. Gaan stap 'n kilo, lees jou Bybel, maar gaan doen dit. Dankie.